Hoekom is die hele Bybel vol gedeeltes? Hoekom is dit so belangrik dat die Bybel vir ons sê ons moet bid? Ons kry 'n klomp plekke in die Bybel. En dit is miskien nodig dat ons vanmôre daaroor dink. Miskien is dit die moeilike vraag, hoekom ons moet bid? En as jy 'n vinnige antwoord hiervoor kry, dan is ons miskien in die moeilikheid. Want dis 'n baie moeilike vraag. En ons gaan vanmôre 'n bietjie stil staan daarvan. Die beter vraag is wat is gebed in my lewe? Hoe werk dit? Maar voor ons daar gesels, kom ons word vir 'n oomblik stil en ons wy die oggend aan Vader. Here, gee vir ons genade vanmôre. Dat ek groter sal dink as wat my brein is. Gee my genade dat ek vanmôre die neurologie agter gebed sal verstaan. En gee vir my insig, Vader, van hoe dit radikaal anders in my lewe kan lyk. Dankie dat ons dit vir U kan vra. Amen. So, ek wil oor gebed eers gou oor twee denkrigtinge praat. As jy vir mense vra, hoe bid ons, en dan is dit die maklike vraag is, hoekom ons bid? Want hoe ons bid is baie kere, party van ons voel, ek moet bid, want die Here vra vir my, ek moet bid, en party aande vergeet ek om te bid, en party keer eet ek te vinnig en ek bid nie, of gebed is vir my so half 'n ding wat ek heeltyd moet onthou, ek moet doen. Gebed is waar ek voor die Here kom en ek vra vir die Here dat hy my lewe sal seën en dat hy my gesondheid sal seën en dat hy my finansies sal seën, dat hy my kinders sal gesond hou en so dis die een manier van gebed. Dis iets wat ons moet doen, want dis so half die toegangsgeld wat ek betaal om eendag in die hemel te kom. Dis so half een van die toetse wat ek moet slaag voor Vader, voordat ek eendag goed genoeg gaan wees vir die hemel. Die ander denkrigting oor gebed is die feit dat mens net 'n verhouding met God het en met hom praat, omdat jy met hom wil gesels. En dit gaan nie noodwendig oor alles wat jy vir hom vra nie. En ek het 'n mooi storie daaroor wat ek vertel. Ouma en oupa is klomp jare terug al ryk geweest, want oupa was 'n groot nywerhaar en toe het hy vir ouma bederf op 'n stadion, maar op 'n groot landgoed het hy vir haar 'n redelike kasteelagtige huis gebou. Want sy het gehou van die middeleeue, toe bou hy so half van haar kasteel, letterlik. En oupa en ouma het 2 dogters gehad, en die 2 dogters het elkeen 1 dogter, so ouma het 2 kleindogters gehad. So, die ma van die een kleindogter, Alba, die kleindogter se naam is Alba. Ouma sê vir haar, hoor jy Alba, wanneer laas jy met ouma gepraat? Ag ma, is ons nou alweer daar? Alba, jy weet, dit is belangrik dat jy met ouma praat, want jy weet, ek kan jou universiteit bekostig nie, en ek het nie nou geld om petrol in jou kar te gooi nie. Jy het 'n verhouding met jou ouma, want jou ouma is baie goed vir jou finansiëel en jou ouma sorg vir jou. Sorg dat jy voor die einde van die maand wat hierdie goed betaal moet word, by jou ouma uitkom. Ag, maar klim in haar kar, ry soontoe, maar die heel pad soontoe is sy op 'n telefoon en praat met haar vriendin. Nou moet sy alweer vir haar ouma gaan kuier en sy haat dit om daar te gaan kuier, want die huis ruik na ou mens doeke en na ontsmettingsmiddel. Dit ruik soos 'n ou mens hospitaal en dis 'n donker plek en ouma het 'n vreeslike stywe lip en jy moet vreeslik perform daar en sy haat dit so spes. Kom daar aan. Kom, môre ouma, môre my kind, hoe gaan dit? Nee, ouma weet dit gaan altyd lekker, dankie. Hoe gaan met die universiteit? Nee, gaan goed, dankie ouma. En nou begin ouma uitvra oor alles en alles is 'n ou kort antwoordjies en alles. Want dit gaan nie regtig om vir ouma te gaan kuier nie. Dit gaan eintlik want die einde van die maand moet die rekening betaal word. En so 3/4 deur die gesprek het Alba, ag ouma, sal ouma weer vir my geldjies oorplaas, ek moet weer my universiteitsgeld betaal. Hoeveel geld het jy nodig, my kind? Nee, ouma, ek het so 20,000 hierdie maand nodig vir die koshuis en vir die universiteitsgelde. En as ouma asseblief vir my ook net 'n ou petrolgeldjie sal insit, sal ek vreeslik bly wees. En met liefde my kind. En ek en my vriendinne gaan 'n naweek weg en as ouma vir my net so ietsie kan gee, met liefde my kind, ek gee dit vir jou. Jy weet, en dankie ouma, en ons kuier nog so 'n bietjie en ons kom by ouma en ons soen ouma so 2 soentjies op haar wang. Vrede vir ouma, lekker dag, baie. Klim in haar kar, bel haar vriendin, sê vir haar vriendin, dankie tog, dis nou afgehandel, ons het hierdie ding nou gepleeg, jy weet, ons kan nou weer deur die lewe gaan. Die ander kleindogter se naam is Jessica. En Jessica se ma het nie met Jessica nodig om vir ouma te gaan kuier nie, want Jessica en ouma kom lekker oor die weg. Jessica ry sommer so op haar eie uit daar na ouma toe, dan gaan kuier sy daar by ouma.
En Jessica se gesprek met haar vriendin op pad na ouma toe is, ek het vir ouma lanklaas gesien en ek verlang na haar en nou vertel Jessica vir haar vriendinnetjie oor die telefoon hoe het hulle allerhande speletjies gespeel, jy weet verbeeldingsspeletjies toe hulle kinders was en die huis het vir haar sulke lekker memories en haar ouma is altyd so nice gewees en een ding wat ek vergeet het, van ouma het toe nou beroerte gehad en ouma's bed lê en so ouma kan haar nie versorg nie, daar's 'n versorger saam met ouma. En hoe sy vir ouma so jammer kry want sy kan nie meer haar eie goedjies doen nie en daar's iemand wat na ouma kyk en jy weet, sy stop daar so en stap in die huis en toe sy instap by die deur is al, waar's haar ouma van my? Jy weet, en sy kom in die kamer, môre ouma, hoekom is ouma nog in die bed? Het ouma nog ouma se pyjamas aan? Nou smile ouma, want ouma weet nou, nê? Sy kan ons nou nie opstaan nie. Nee, sê Jessica. Ek weet, ouma het eintlik al vanmôre 4 uur opgestaan het, maar ouma het 2 keer om die blok gaan draf en ouma het die beeste gemelk en ouma het al die gedoen. Nou kom klim ouma terug in die bed om vir ons almal te wys ouma is siek. Maar ek weet wat die waarheid is. Nou begin hulle sommer net skerts mekaar. Ag, is lekker as jy kom kyk mekaar. Nou vertel Jessica vir haar alles wat gebeur het die week en laat sy en haar ma 'n fight gehad en waar die fight gegaan het, hoe onregverdig haar ma se. Ouma sê vir haar, my kind, jou ma is net lief vir jou, sy is nie onregverdig nie. Ouma, ek weet maar ek moet net bietjie moan by ouma, maar ek weet ouma moet vir my help, ja. Vertel van haar studies en wat vir haar lekker is en alles en vertel vir haar ouma daar's 'n ouetjie in die klas wat vir haar oogies gemaak het en alles wat sy geleer het hierdie week en alles. Sy praat nooit met ouma oor geld nie, maar eintlik is sy in dieselfde posisie as wat Alba is. Ouma hou haar maar op universiteit, sy het dieselfde uitgawes as wat Alba het, maar sy praat nooit met ouma oor geld nie. En ouma sê van, hoorie, gaan kyk daar in daai kas is daar koekies, daar haal jy vir ons koekies. Nou stap hy, kyk die versorger, want ouma het nou beroerte gehad, maar sy het suiker ook, nê? Nou sê die versorger, julle twee is weer besig om te verneek. Nou sê Jessica vir die versorger, moenie worry nie, is net ek wat die koekies gaan eet, ouma gaan nie daarvan eet nie. Nou slip sy vir ouma 'n koekie daar, waar ouma se hand onder die kombers lê, slip sy koekie daar vir ouma in 'n hand in, jy weet, en dan skelmpies en so. Sy nou ry, baie ouma, jy moet soet wees. Soene op haar voorkop, sê moenie doen wat ek nie sal doen nie, en gedra ouma self. Ek weet ouma is nie regtig 'n ouetjie wat in die bed lê nie, ek weet wat in die nag gebeur, maar dis ons twee se geheim. Klim in haar kar en daar is sy weg. Vertel vir haar vriendin, toe sy terug gaan, sy so lief vir haar ouma en dit was so swaar om haar ouma so te sien. So, dit is die gesprek van die twee kleinkinders. So die vraag is, einde van die maand, wat gaan in Alba se bankrekening land? Haar behoeftes, dit wat sy vir ouma gesê het, gaan land daarso. Wat gaan in Jessica se bankrekening land? Maar sy het niks van ouma daarvoor gevra het nie. Presies dieselfde, want hulle behoeftes is presies dieselfde. Oor wie se kuier is ouma die opgewondeste? En dis wat gebed is. Gebed is nie altyd wat ons bid en wat ons vra nie. Gebed is hoe die Here voel oor die kuier wat jy met hom gehad het. En ek wil vanmôre 2 teksverse gebruik om dit te illustreer. En die een teksgedeelte gaan ek eers uit Spreuke hoofstuk 4 leer. En ek gaan net vers 23 lees, maar ons gaan net nou 'n bietjie van die ander verse bylees. Hier staan in Spreuke 4 vers 23, en wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En dan wil ek Spreuke 3 lees. Ken die Here in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. En ek lees uit hierdie 2 verse om dit opset, want ek wil hê, ons moet vir mekaar vanmôre sê, wat het hierdie 2 verse mekaar te doen? Die eintlike ding waarop ek wil uitkom om te sê, is maar, wat is gebed? Hoe werk gebed? En ek wil vanmôre die vraag vra, en ek vra die vraag, en hier is nie my eie gedagte, is ou wat baie slimmer as ek is, wat ek raak gelees het, wat hierdie geskryf het, of wat die vraag gevra het, wat gebeur neurologies in my brein, wanneer ek bid? Nou, om dit te verstaan, moet ons bietjie by neurologie gaan stilstaan vanmôre. En die vraag is, wat gebeur in jou gedagte, of wat gebeur in jou brein? Wat is die wetenskaplike proses wat in jou brein gebeur, as jy dink oor goed? Of as jy goed memoriseer, en dis nogal 'n interessante proses. So ek gaan nou 'n bietjie groot woorde gebruik, dat ek jou kan beïndruk, dat ek ook groot woorde ken, maar dis maar waarmee ek my besig hou in die aande. So, dit wat in jou brein gebeur, so kom ons vat 'n eenvoudige ding, as jy leer om 'n kar te bestuur. As jy leer om 'n kar te bestuur, is vir jou geweldig moeilik. Jou voet kry daai klats nie reg nie, die kar ruk baie keer dood,
jy sukkel om die ratte oor te sit. Jy moet verskriklik hard konsentreer om ratte te verander en jou gedagtes op die pad hou en die stuurwiel op die regte pad hou en alles daai goede. So die eerste keer as jy dit doen is dit verskriklik moeilik. Van die tweede keer af raak dit makliker. En dit raak naderhand soos ek vandag vir jou vra as jy in die kar klim, dink jy om te bestuur? Nee, ons ry en ek weet waartoe ek gaan, baie keer verdwaal ek, want ek ry in die verkeerde rigting. Ek het nie eers gedink watter kant ek moet ry nie. Want dit gebeur self en ons noem dit spiergeheue of muscle memory. Jou brein leer om goed te hanteer. En wat gebeur is as jy dit genoeg doen, vorm daar binne in jou brein, vorm daar wat hulle noem 'n neurologiese pad. So met ander woorde, dis nie 'n sinaps in jou brein, is daar basies elektriese impuls. En hoe meer hierdie impulse dieselfde pad volg deur jou brein, hoe makliker volg die impulse hierdie pad. Die eerste keer is dit baie moeilik, daarna word dit makliker. En daarom as jy kan terugdink aan skool, die moeilikste ding wat jy kon doen was om te sit en te leer, om goed te memoriseer, om goed nuut te leer, is die moeilikste ding wat kan gebeur. Maar dis hoe ons brein funksioneer. Dis hoe denke ontstaan, dis hoe denkprosesse werk, dis hoe geheue ontstaan en dit wat ons onthou. En jou persoonlikheid vorm en allerlei ander goed. Daar's nog goed natuurlik, ek kan nie al die detail daarvan nie, maar vanmôre net die belangrikste wat ons weet, daar vorm neurologiese paaie in jou brein. Nou kom ons sê jy het 'n neurologiese pad wat gevorm het. En ek wil amper sê hoe meer hierdie pad is, dis soos om 'n pad in 'n bos oop te kap, nê? So 'n neurologiese pad, nou kap jy hierdie pad in die bos oop en dis moeilik en dis seer en dis uitputtend en so aan. Die tweede keer as jy nou loop, dan is die paadjie nog baie nou, dan kap jy nog 'n bietjie van die takke weg en die goed op die grond. En van die 5de of 6de keer af, dan raak jy die pad al hoe makliker. As jy die 50ste keer hierdie pad loop, dan het jy die paadjie nog mooi glad geloop en jy het hom nog mooi wyd genoeg oopgekap. En dis dieselfde ding wat met die neurologiese pad in jou brein gebeur. Jy kap 'n pad oop. So nou is ons by die eerste, nou is ons by Alba. So hoe werk die neurologiese pad in Alba se kop? Alba se kop werk, die lewe is swaar, die lewe skuld my pa is dood, ouma betaal vir my, ek moet elke maand soontoe gaan, ek haat dit soos pes, die lewe is swaar, ek moet ouma betaal die geld in en so daar's 'n neurologiese pad wat vorm dat elke keer as Alba vir ouma moet gaan kuier, dat dit vir haar swaar proses is. Sy dink op 'n sekere manier daaroor en dit is wat die neurologiese pad is in Alba se kop. Jessica se kop loop die pad heeltemal anderster. Sy het 'n ander neurologiese pad. En haar pad is, die lewe is so wonderlik en ouma se huis is so lekker en dit is so lekker om vir ouma te gaan kuier en ek het nie nodig of sy praat nie, sy dink nie eens daaraan om met ouma te praat nie. En sy sê vir ouma gereeld baie dankie vir die geldjies wat ouma vir haar gee. En as dit nie vir ouma was nie, sy sou nie op universiteit kon wees nie en sy waardeer haar ouma baie. So in haar brein het 'n ander neurologiese pad gevorm. Maar hierdie neurologiese pad van hoe sy oor haar ouma dink is baie meer positief. En dis presies wat gebed is. Gebed is ook een van die neurologiese paaie. So die groot vraag is, wat gebeur as jou brein verveeld raak, as jou brein rustend raak? Nou vrouens glo dat 'n brein nooit afskakel nie, want hulle breine skakel nooit af nie. 'n Man se brein kan by geleentheid afskakel, want ons kan vir ons vrouens sê, as hulle vra, "Waar dink jy?" Dan sê jy niks, dan dink hulle jy jok vir hulle, nê. Want ons brein kan 'n bietjie afskakel. Maar wat in die proses gebeur as ons brein rustend raak, wanneer ons gaan slaap of wanneer ons net vir 'n oomblik ontspan? Ons brein probeer sin maak van sy omgewing. En dis hoekom jy in die nag droom. Of dis een van die teorieë hoekom ons droom, is jou brein herhaal sekere prosesse om sin te maak van wat gebeur. En die enigste manier wat hy kan sin maak, is om jou gedagtes, om alles te prioritiseer. Wat is belangrik? En selfs hierdie prioritiseringsproses in jou brein vind plaas as jou brein rustend is. En nou is die vraag is, wie bid? Almal bid. Selfs die ongelowiges bid. Die agnostici bid. Almal bid. Want die oomblik as jou brein stil raak, dan begin jou brein prioritiseer, en dit wat die hoogste prioriteit het in jou kop, is die ding waarin jy die meeste gedagte tyd spandeer, die meeste van jou denke spandeer, dis waarop die meeste van jou geheueprosesse gespandeer word, en dis die hoogste prioriteit. So, agnostiese ouens bid vir wat ook al die eerste op hulle prioriteitslys lê. So die vraag van môre is, hoe lyk jou prioriteitslys? Want jou gebed en jou tyd en jou beursie jou beursie wat jy spandeer uit jou beursie uit, is 'n refleksie van waar jou prioriteite lê. En dis 'n neurologiese pad wat gevorm is van, nou moet ek alweer vir die kerk geld gee.
Hoekom is dit so moeilik vir party mense? Want dit is so laag op 'n prioriteitslys. Dit is makliker om geld in my golfstel te spandeer as aan die kerk. Maak dit sin as ek dit sê? En nou kom ons by hierdie 2 verse, hoekom hierdie 2 verse so ongelooflik belangrik is. Ons gaan eers by Spreuke 4 begin. In Spreuke 4 verduidelik hierdie ding so mooi, want Spreuke 4 sê wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, wat in jou kop aangaan, want dit bepaal jou hele lewe. Want jou brein het klaar geprioritiseer en jou prioriteite, waar spandeer jy die meeste tyd? Waar spandeer jy die meeste geld? Waar spandeer jy die meeste van jou denkprosesse? Wat maak jou die meeste opgewonde in jou lewe? Dit is waar jou prioriteite lê. Dis hoekom sê wees veral versigtig. En hier praat ons, as ons net van vers 20 af kan lees, my seun, hoor wat ek vir jou sê, en dis die Here wat met die Spreuke praat, die simbool van môre is dat die Here met jou praat. Hy sê vir jou, my seun, my dogter, hoor wat ek vir jou sê, luister goed na my woorde, moet dit nie vergeet nie, hou dit altyd in gedagte, want dit beteken lewe vir die wat daarna luister, 'n volle lewe vir hom wat dit besit. En nou kom ons by die punt, en ons sê vir onsself, as ons vir 'n oomblik by die punt is, en ons vra vir mekaar, wat beteken as die Here van Johannes sê, ek wil vir jou 'n lewe gee, 'n lewe wat oorloop, 'n lewe wat vol is, 'n lewe wat uitbundig is, van vreugde en vrede. Wat beteken as die Here vir jou sê, ek gee vir jou vrede wat jou verstand te bowe gaan. Dis lewenskwaliteite wat ons kry wanneer ons denkprosesse reg is. En nou, so hierdie eerste gedeelte verduidelik vir ons hoe werk die neurologiese proses van gebed. Nou is die tweede vraag vir môre, en daarmee wil ek afsluit. En ek wil hê jy moet saam met my dink daaroor, hoe verander ek hierdie neurologiese pad? Wat is die verskil tussen Alba en haar niggie Jessica? Want Jessica het geleer om die vreugde in die lewe raak te sien. Sy het geleer om positief te dink. Sy het geleer om positief, haar prioriteite is reg. En dis waarvan Spreuke 3 praat. En Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig staat maak nie. Met ander woorde, wat is die neurologiese pad van gebed? Die Here leer ons, hy is die eerste God as die Here vir ons in Exodus die 10 gebooie gee. Daar's geen ander God behalwe ek nie. As ons gaan kyk na Matteus 22, toe die Here Jesus hierdie 2 gebooie vertaal het, hulle sê, wat is die belangrikste gebod? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Hierdie is die grootste en die belangrikste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is met ander woorde is die proses met gebed. Hoe tree jy in gebed in? En dis wat Spreuke vir ons sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig staat maak nie. Wat gebeur as jy op jou eie insig staat maak? Die neurologiese pad vorm, soos Alba se pad, dat jou eie insig hierdie pad bepaal. Nie meer die Here nie. Dat die gesprekke en die lewe raak vir jou swaar, en die lewe raak te veel, en die lewe raak te duur, en jy het al die goed wat jy van die Here verwag, wat hy vir jou moet gee, en jy is teleurgesteld in God, want hy hoor nie jou gebed nie, want jou gebed is gebaseer op Alba se gebed. Ouma, ek het geldjies nodig. Hy sê, dan vers 6 sê, hoe moet jy dit regtig doen? Ken die Here in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. En ons verkeer hierdie ding verkeerd, en ons dink dit gaan tussen 'n pad wat jy 'n goeie etiese lewe het, wat jou in die hemel gaan bring, weer eens dit wat jy moet doen om in die hemel te kom, versus 'n slegte pad, die breede pad en die smalle pad, wat ons al die prente van gesien het. Dis nie waar dit oor gaan hier nie. Dit gaan presies hieroor dat Vader vir jou sê, jy moet hom toelaat dat hy met jou kan praat en dat jy met hom kan terugpraat, en dis wat gebed is. Dis jy kan nie wag om met God te praat nie. Dis 'n kuier tussen jou en God. Dis 'n tweegesprek. Jy praat met die Here oor die feit wat jy met jou vrou of jou man gehad het. Jy praat met die Here en Here praat met jou om jou 'n bietjie reg te help van waar jy verkeerd kyk. Jy praat met die Here oor dit wat jou opgewonde maak. Dis 'n tweegesprek waarin jy en die Here julle harte met mekaar deel. En Vader kan nie wag om sy hart met jou te deel nie. Hy kan nie wag om vir jou te sê, maar ek wil vir jou vreugde gee. Ek wil vir jou vol lewe gee. Ek wil vir jou vrede gee wat jou verstand te bowe gaan. Ek het soveel beloftes wat ek vir jou maak. En hoe meer ek na die Here luister en hoe meer ek die Here glo, hoe meer loop ek die regte pad. En die regte pad is nie die etiese regte pad nie. Dit kan dit ook wees.
Maar dit gaan nie meer daaroor dat jy bang is jy doen sonde nie. Dit gaan daaroor dat jy jou lewe inrig, dat die neurologiese pad die regte pad word. Die neurologiese pad wat gevorm word. Dis die regte pad. Hy sê, moenie dink dat jy die wysheid in pag het nie. Weer, dis die tweede keer wat die Here jou waarsku. Moenie asseblief dat jou gebed gaan oor jou neurologiese pad nie. Baseer jou gebed. Hy sê, moenie dink dat jy die wysheid in pag. Dien die Here en vir my wat sleg is. Dien die Here, bly weg van negatiewe gedagtes af, bly weg van die ou neurologiese pad. So die vraag is, hoe vorm ek 'n nuwe neurologiese pad is? Dis vrek moeilik. En dit vat effort. Want die probleem is, as jy in hierdie bos, na jy hierdie breë pad in jou brein het, wat outomaties gebeur van, daar's gate in die pad, dit gaan so sleg met ek te min geld, en almal wil net alles van my hê. As jy langs hierdie pad 'n nuwe neurologiese paadjie probeer uitkap, is die gevaar dat jy baie maklik teruggaan na die ou pad toe. Jy moet 'n radikaal nuwe pad kies, en dis aanvanklik moeilik, want jy kap deur digte bos vir jou pad oop, van ek moet glo dat Vader my enigste Vader is. Ek moet glo dat hy vir my sê dat ek altyd in sy hande bly, dat hy my altyd sal versorg. Ek moet glo dat ek sy bederfkind is. Ek moet glo dat Vader se doel met geloof is nie om my gemaklik te maak nie, maar om my gehoorsaam te maak. En dis baie keer 'n moeilike pad, net so moeilik soos wat dit was om in 'n proses te leer toe jy op skool was. Hy sê die gevolg daarvan is, hy sê, moenie dink dat jy die wysheid in pag het nie, dien die Here en vir my wat sleg is. Volg 'n nuwe neurologiese pad, en hoe meer jy hierdie pad loop, hoe makliker word hierdie pad. En die nuwe pad se gevolg is, hy sê, dit is die geneesmiddel vir jou en die verkwikking vir jou liggaam. Dit is waar hemel op aarde begin waar word. Dis waar gebed jou lewe radikaal verander, dat jou lewe nie meer 'n stryd is nie, maar dat jy reeds terwyl jy lewe die genade van die hemelse Vader op hierdie aarde kan beleef, hemel op aarde. Hy sê, vereer die Here met offers uit alles wat jy besit en met die beste uit jou oes. En ons dink weer, ons vertolk hierdie ding weer verkeerd. Okay, maar as ek vir die Here my beste gee, of ek hier baie geldjies gee, gaan die Here my seën. En dis wat die welvaartteologie so maklik verkondig. Dis 'n leuen. Die punt van die saak is, as jy hierdie nuwe neurologiese pad het, waar jy met Vader praat, en waar jy met Vader alles deel, en hy deel met jou alles, raak dit vir jou so maklik om die beste van jou oes vir die Here te gee. Dit raak so maklik om vir die Here, om in die pad te kom waar die Here stap, waar jy die tweede gebod nakom, jy moet jou medemens lief hê, soos jouself. En dan raak dit maklik. En dan kom die belofte, dan sal jou skure oorvol wees, en jou parskuipe sal oorloop van wyn. Dan sal jy volledig hemel op aarde beleef. Mag ons besef, dat 'n gebed nie net is 'n ou dingetjie wat ons, 'n pliggie wat ons pleeg, omdat ons moet nie. Mag gebed die anker in jou lewe word. Die verhouding in jou lewe word, wat alles anders begin bepaal. Mag jy vrede op aarde en hemel op aarde vandag al beleef. Amen. Vader, dankie dat ons vanmôre hierdie belangrike les kan leer. Vir party van ons gaan dit 'n bitter moeilike les wees, omdat ons lui is. Ons wil nie 'n nuwe neurologiese pad vorm nie. Ons wil nie op 'n nuwe manier oor goed dink nie. Ons wil nie nuwe goeie gewoontes aanleer nie. Ons wil nie aanleer dat gebed eintlik nie 'n verwagting is van U nie, maar dat gebed my gesprek is met U. En daarom gaan party van ons op die ou manier aanhoudend bly bid. Here gee asseblief dit vir my, sorg dit. En ek bly heeltyd die slagoffer, want U sal nooit genoeg gee, want ek verwag altyd te veel. Help my dat ek asseblief vir 'n oomblik sal stop, dat ek sal dink hoe ek 'n nuwe neurologiese pad moet vorm, en dat gebed 'n gesprek is met U. U sal in elk geval vir my gee, soos die ouma gee, sonder dat daar gevra word. Ek kan vra, Here, ek kan my probleme met U deel, maar in 'n gesprek vorm. Nie in 'n restaurant waar ek van U 'n klomp goed bestel en U moet dit vir my kom bedien nie. Maar my gesprek en my bekommernisse. En dan verstaan ek hoekom U partykeer nie my gebede hoor nie, want dit is nog nie die regte tyd nie. Of U het besluit, dit wat ek vra is nie goed vir my, dit gaan my nie help groei nie, dit gaan my net gemaklik maak. Here, help dat ek regtig my gebed sal wy, dat die neurologiese pad sal wees, dat dit 'n wonderlike pad is wat aan U stap, sodat hemel in my lewe kan waar word. Dankie dat ek dit vir U kan vra. Amen.
Mag jy 'n geseënde week hê. Onder op die skerm kan jy bydra maak as jy wil, sodat ons die Here daarmee kan dien. Mag hierdie week 'n proses wees waar jy die moeilike ding doen, waar jy nie lui is nie, waar jy 'n nuwe paadjie deur die bos kap, 'n nuwe denkproses vorm en dit memoriseer. Mag dit so wees dat jou lewe van hierdie oomblik af radikaal anders sal wees. Amen.